want die lig is maar goed, swak hier by my. Reg, ek maak die kommentare toe. Die wat luister, luister. Die wat nie luister nie, dit luister nie. Goed, as ek vinnig beweeg, dan sien ek daar raak die beeld swak. Goed, nou ja, kom ons gesels oor Melchisedek. Hierdie hele idee van Melchisedek is baie belangrik. Melchisedek word vir ons verduidelik in die Nuwe Testament. Daar is so min inligting oor Melchisedek. Maar Henog het 'n mooi hoofstuk geskryf, so ons sal 'n bietjie praat oor Melchisedek en Henog en hoe dit in mekaar pas. Goed, nou, as ons lees in Hebreërs 7, dan lees ons van Melchisedek, want hierdie Melchisedek was koning van Salem, Salem is vrede, priester van God, die Allerhoogste wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het en hom geseën het. So Hebreërs gaan en hy verwys onmiddellik terug na die Ou Testament, na Melchisedek in die Ou Testament. En hy sê, hierdie Melchisedek is die vredevors. Hy is koning van vrede, maar hy is ook priester van God. Reg, dan gaan hy so verder, dan sê hy, aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede. So hierdie priester, is nie net 'n priester nie, hy's 'n koning, reg? Hy's koning van vrede. Is daar enige iemand anders wat die koning is van vrede, wat die vredevors is, behalwe die seun? Is daar iemand wat my kan help? Dan sê hy verder, vers 3, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God bly hy priester altyd deur. Nou luister mooi, hierdie Melchisedek het nie 'n pa nie, hy het nie 'n ma nie, hy het nie 'n geslagsregister nie. So wat is hy? Hy sê ewig lewende. Hoeveel ewig lewendes is in jou hemel? Of dink jy daar's meer as een? Maar daar's mense wat dink daar's meer as een. Daar's een ewig lewende. Daar is nie 2 of 3 of 4 of 5 nie. So, wie is hierdie ewig lewende? Voilà, hier staan dit. Hierdie persoon, hierdie Melchisedek word gelykgestel aan die seun van God. Is daar enige mens wat homself gelykgestel het aan die seun van God? Dis mos lasterlik. Dan gaan hy verder. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham die aardsvader 'n 10de van die buit gegee het. Nou ja, hierdie is 'n baie belangrike vers. En ek het op 'n stadium toe ek begin navorsing doen het oor Melchisedek, toe gaan luister ek wat sê die ouens op die internet. Ouens soos Kent Hovind, mense wat mense verwag moet iets weet. En hulle die grootste klomp twak gepraat oor Melchisedek. Melchisedek is nou Sem, hulle dink hy's dalk Sem, ja, sulke twak met jou praat. Dit terwyl die skrif jou baie duidelik sê, Melchisedek het nie 'n ma en 'n pa nie, hy het nie 'n geslagsregister nie, so is hy 'n mens? Nee, maar hoekom word hy dan beskryf as 'n man? Het hy 'n fisiese liggaam gehad? Klaarblyklik. Want Moses praat met hierdie persoon, en as ons gaan lees in die Ou Testament, dan lees ons, Moses gee hom 'n 10de van die buit. Vir waarvoor dan nou? As hy dan nou 'n geespersoon is. Dan is dit mos nou 'n sinnelose ding. En dan nog verder. Hierdie Melchisedek bedien aan Abraham die nagmaal. Hy bedien aan hom brood en wyn. Want hy werk, dan is die Melchisedek orde. Die Melchisedek orde werk met brood en wyn. Die Levi orde werk met die Pasga, onder andere met die Pasga. Nou, dit het baie te doen met die Pasga en die feeste, want daar het ons die 7 feeste ingestel, wat ingestel is op die berg Sinaï vir Israel. Dit was heel moontlik, daar is van hierdie feeste wat heel moontlik in plek was. Ek kan nie verseker sê nie, maar ons weet die Sabbat is in plek gewees van die skepping af. Ons weet dat die Melchisedek orde was in plek in die tyd van Abraham. En ons weet hierdie Melchisedek orde is gedelegeer na die Levi orde toe in die tyd van Sinaï, toe hy aan hulle die Sinaï verbond gegee het in die tabernakel en so aan. En alles is gemaak volgens die voorbeeld
wat Moses gesien het in die hemel. Dit is hoekom Moses 40 dae in die hemel was. Hoekom was hy 40 dae daar? Want hy moes 'n voorbeeld kry van hoe word dinge gedoen in die Melchisedek orde, sodat hy dit op die aarde kan doen. Nou, hierdie Melchisedek, wat Moses ontmoet het, was 'n mens, hy het 'n menslike liggaam gehad, maar hy's ook God. So, nou, hoe is dit dan nou moontlik? Waar kom hierdie Melchisedek vandaan? Nou, kom ons kyk, of ek het hier kan uitkry. Lees 'n bietjie uit Openbaring van Henoch. Kom ons lees. En nou gaan ek baie kontroversieel raak. Maar die ouens moet nou maar hulle self sterk hou, né? Goed, en kyk, dis die laaste hoofstuk van die Openbaring van Henoch, hoofstuk 23. Nou ek wil vir julle sê, die tyd toe ek hierdie boeke deurgelees het en deurgegaan het, toe kom ek hier by hoofstuk 23 en ek lees van Melchisedek en hoe hy gebore is, toe sê ek, joh, die hele boek is baie gangbaar, ek kan met dit werk, dit lyk of het ooreenstem met skrif, ek kan die ooreenkomste sien, maar hierdie hoofstuk 23 is way out. Dis out of the box. Ek kan nie dit versoen met die skrif nie. Ek verstaan dit nie. Hoe is dit dan nou moontlik? Nou kom ek lees dit. En kyk, Sofonima, Ner se vrou, nou Ner was Noag se broer, was onvrugbaar en het vir Ner geen kinders gebaar nie. En Sofonima was ver in jare gevorder en baie naby haar dood. En sy is bevrug, al het Ner die priester nie met haar gemeenskap gehad, sedert die dag dat Jahwe hom voor die volk geplaas het nie. Sofonima was beskaamd en het dag vir dag weggekruip en nie een van die volk het geweet nie en die dag het aangebreek dat sy geboorte moes skenk. En Ner het aan sy vrou gedink en haar na hom geroep in sy huis om met haar te praat en Sofonima het na haar man gegaan en kyk, sy was op die punt om geboorte te skenk. En toe Ner haar sien, het hy hom vir haar geskaam en hy het aan haar gesê, hoekom het jy dit gedoen, vrou, en skande op my gebring voor die hele volk? En nou weg van my, gaan na waar jy so skaamteloos bevrug is, ingeval ek my hande op jou besoedel en oortree voor die aangesig van Jahwe. So hy was so kwaad, hy wou haar slaan. Reg. En Sofonima het haar man geantwoord en gesê, kyk my meester, ek is ver in jare gevorder en geen jeugdige begeertes is nog oor my gebring nie. Ek weet nie hoe ek in my onskuld bevrug kon word nie. Ner het haar nie geglo nie en hy het aan haar 'n tweede keer gesê, weg van my, ingeval ek aan jou slaan en voor die aangesig van Jahwe oortree. So daar hoor ons dit, mans, kan nie die vrou slaan nie. Dis 'n oortreding by Jahwe. Interessant. En terwyl Ner met sy vrou gepraat het, het Sofonima voor Ner se voete neergeval en gesterf. En Ner was baie ontsteld en het aan homself gesê, is dit oor wat ek gesê dat dit met haar gebeur het? Maar nou is ek die ewig lewende Jahwe barmhartig, want ek het geen hand teen haar opgelig nie. Ner het gou gemaak en die deure van sy huis gesluit en na sy broer Noag gegaan en hom alles vertel wat met sy vrou gebeur het. En Noag het gou gemaak en na sy broer se huis gegaan en sy broer se vrou was duidelik dood en sy was op die punt om geboorte te skenk. En Noag sê aan Ner, moet jou nie ontstel nie, Ner, my broer, want Jahwe het ons skaamte vandag bedek, aangesien niemand van die volk hiervan weet nie, en nou, maak gou laat ons haar begrawe. En Jahwe sal ons skande bedek. En hulle het Sofonima op 'n bed neergelê en haar in swart klere aangetrek, en die deur toegemaak en in die geheim grafkelders gaan uithol. En toe hulle uitgegaan het na haar graf, het die kind uit die lijk van Sofonima gekom en op die bed gesit. Noag en Ner het ingekom en Sofonima te begrawe en hulle die kind gesien wat by die lijk gesit het en hy het 'n kledingstuk aangehad. Noag en Ner was baie verskrik, want die kind se liggaam was volmaak. Hy het met sy mond gepraat en Jahwe geseën. Noag en Ner het na hom gestaar en gesê, dit is die werk van Jahwe, my broer. Kyk, die seël van die priesterskap was op sy bors en hy was vreugde om te aanskou. En Noag het aan Ner gesê, broer, kyk, Jahwe sal die tabernakel van apartheid na ons herstel. En Ner en Noag het gou gemaak en die kind gewas en hom getooi in priesterlike klere en hulle het hom brood gegee wat geseën was en hulle het hom geëet en hulle het hom Melchisedek en hy het hom geëet en hulle het hom Melchisedek genoem.
En Noag en Nur het Sofonima se liggaam geneem en die swart klere van haar afgehaal, en hulle het haar liggaam gewas en haar geklee in skitterende en kosbare klere. En hulle het vir haar 'n grafkelder gebou, en Noag het gegaan, en Nur en Melchisedek, en hulle het haar openlik en met eer begrawe. Noag het aan sy broer gesê, hou die kind in die geheim tot die aangewese tyd, want die mense besoedeling het oral op die aarde vermeerder, en as hulle hom sien, sal hulle 'n manier vind om hom dood te maak. En Noag het huis toe gegaan, en kyk, in die dae van Nur het al die soorte ongeregtigheid tot 'n groot mate oral op die aarde vermeerder. En Nur was baie ontsteld en nog meer oor die kind, en hy het gesê, wat kan ek vir hom doen? Nur het sy hande na die hemel uitgestrek en Jahwe aangeroep en gesê, helaas ewig lewende Jahwe, alle soorte ongeregtigheid het grootliks op die aarde in my dae vermeerder, en ek kan aanvoel dat ons einde naby is. Wat kan ek vir hom doen, sodat hy nie betrokke sal wees by hierdie vernietiging nie? Jahwe het Nur gehoor en het aan hom 'n visioen in die nag verskyn en aan hom gesê, aanskou Nur, die verbastering op die aarde is oral. Ek sal dit nie langer verduur of uithou nie. Kyk, ek gaan baie gou 'n groot vernietiging oor die aarde bring, maar ek het geen bekommernis oor die kind nie, Nur, want na 'n klein rukkie sal ek my hoofboodskapper Gabriël stuur, en hy sal die kind neem en hom in die paradys van Eden plaas. En hy sal nie vergaan saam met die wat op die punt staan om te vergaan nie, want ek sal hom as 'n teken stuur, hy sal vir my 'n priester van priesters wees vir ewig, Melchisedek, en ek sal hom eenkant sit, en ek sal van hom 'n groot volk maak, wat my sal eer. So, uit Melchisedek kom 'n groot volk. Dit is baie interessant, dit is profeties. En ons lees dit in die Nuwe Testament. Julle is 'n heilige priesterdom. Is dit nie? Wie sê dit? Dink as Petrus wat sê, hy sê, julle is 'n heilige priesterdom. Wat se priesters is ons? Ons is priesters vir Melchisedek. Hoe word jy 'n priester vir Melchisedek? Jy word gedoop in die naam van Jesus Christus. Dan is jy 'n priester. En onder die Melchisedek-orde kan vrouens ook priesters word. Nie net mans soos onder die Levi-orde nie. Kom ons lees verder. Nur het uit sy slaap opgestaan en Jahwe wat aan hom verskyn het geseën en gesê, geseënd is die Elohei van ons vaders wat nie oneer oor die priesterskap laat val het nie en oor die priesterskap van my vaders nie, want u woord het 'n priester in die baarmoeder van my vrou Sofonima geskep. Dis baie dieselfde verhaal as die verhaal van Jesus Christus. Die Heilige Gees het die baba geskep in die baarmoeder van Maria. Reg, baie interessant, u woord, ja? Want ek het geen kinders gehad nie, en hierdie kind sal in die plek van my eie kinders wees en my seun word. En u sal hom by u diensknegte tel met Sonfi en Onog en Rusi en Milam en Serug en Arusan, Nahil en Henog en Methusaleg en u diensknegt Nur, en Melchisedek sal die hoëpriester wees in 'n ander geslag. Nou ja, in Genesis 14 vers 18 lees ons, hy bedien Abraham van brood en wyn. Want ek weet dat hierdie geslag sal eindig in verwarring en almal sal vergaan en Noag my broer sal bewaar bly vir 'n ander geslag om die vader daarvan te wees. Was dit so? Ja, dit was so. En uit sy familie sal 'n talryke volk voortspruit. Wie is dit? Dit is Israel. Wie is Israel vandag? Blanke westerse nasies. En Melchisedek sal die hoëpriester onder 'n volk wees wat u onderdane sal wees, o Jahwe, en u sal dien. Dit is alles te doen met Hebreërs 7. Reg. Wie is Melchisedek? Hy is Jesus Christus self. Hy is wie? Hy is priester vir ons, maar hy is ook die ewige offer. Reg. Onder 'n volk wat die onderdane is van Jahwe. Reg. Wie is hierdie volk? Dis Israel. En toe die kind vir 40 dae in Nur se huis was, het Jahwe aan die hoofboodskapper Gabriël gesê, gaan af na die aarde, na Nur, die priester, en neem die kind Melchisedek wat by hom is, en sit hom in die tuin van Eden om hom veilig te bewaar. Want die tyd is baie naby, dat ek al die waters oor die aarde sal loslaat, en alles wat op die aarde is sal vergaan, en ek sal hom 'n plek van eer in die volgende geslag gee, en Melchisedek sal die hoëpriester van daardie geslag wees.
En Gabriel het gou gemaak in die nag afgevlieg, en daardie nag was Ner aan die slaap op sy bed, en Gabriel het aan hom verskyn en gesê, so sê Jahwe aan Ner, laat die kind wat ek aan jou toevertrou het, na my toe kom. Ner het nie erken wie dit was wat met hom gepraat het nie, en hy was baie ontsteld, en hy het in homself gesê, kan dit wees dat die volk weet van die kind om hom weg te vat, en hom dood te maak? Want die volk se gedagtes en voornemens was besoedel in die oë van Jahwe. En hy het Gabriel geantwoord en gesê, ek het geen kind nie, ek weet ook nie wie dit is wat met my praat nie. En Gabriel het hom geantwoord, moenie bevrees wees nie, Ner, ek is die hoofboodskapper Gabriel, Jahwe het my gestuur, kyk, ek gaan jou kind vandag neem, en ek sal gaan en hom in die paradys van Eden sit. En Ner het sy eerste droom onthou, en hy het geglo en Gabriel geantwoord, geseend is Jahwe wat jou vandag na my gestuur het, seën dan nou u diensknegt Ner, en neem die kind, en doen met hom alles wat aan u gesê is. En Gabriel het die kind Melchisedek daardie nag op sy vleuels geneem, en hom in die paradys van Eden geplaas, en toe Ner die oggend wakker word, en hy huis ingaan, het hy die kind nie gevind nie, dit was vir Ner 'n teken van beide groot blydskap en groot droefheid, want die kind het geword soos sy eie seun. Mooi, en dit is die einde van die boekrol van Henog. Nou ja, toe ek daai tyd het gelees het, toe sê ek, joh, dis bietjie way out, waar staan dit in my Bybel? Reg. En ek het dit vir 'n lang tyd nie geglo nie. Altyd gesê, die boek van Henog is baie sinvol, maar daai laaste hoofstuk. Nou baie mense sal dit nou vandag ook sê, nadat hulle die lering geluister het, maar dit is eintlik baie logies. Die hele Hebreërboek gaan oor dit. Goed, nou sê hy in Hebreërs 'n baie interessante ding. Hy praat oor die seun. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders, deur die profete, het in die laaste dae tot ons gespreek deur die seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Wie maak die wêreld? Die seun. As ek vir mense vra, wie die skepping gemaak, wie skepper, dan sê hulle vir my die Vader. Dis nie wat die Bybel sê. Die Bybel sê die seun is skepper. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, naarmate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Baie mense, as jy vir hulle vra, wie is Jesus? As hulle hy is die seun, dan sê ek, is hy dan 'n engel? Dan sê hulle, ja, hy is ook 'n engel. Dan sê ek, so 'n engel het vir jou sondes gesterwe. En dan begin hulle so watertrap. Want hulle kan jou nie eintlik antwoord nie. Instinktief weet hulle, 'n engel kan nie vir jou sonde sterwe nie. Dan sê ek, was Jesus 'n mens? Ja, nee, ek meen, hy het 'n menslike liggaam gehad. Ek sê, so 'n mens het vir jou sondes gesterwe. En dit wil hulle ook nie sê nie. Want instinktief weet hulle, geen mens kan vir jou sonde sterwe nie. Is interessant, hoe dit hier binne in ons harte, weet ons dit. Maar ons praat 'n klomp twak, as ons oor die skrifte praat. Goed, in die tyd van Hebreërs sit hulle met dieselfde probleem. Wie is Jesus dan nou? Ja, hy sê, hy is die seun van God, maar hoe dan nou? Ek meen, die engele is ook seuns van God. Die Adamiete is ook seuns van God. Ek meen, hulle is 'n ander soort seun, hulle is Adamiete, maar onthou die gelykenis van die twee seuns? En die een seun het in die wingerd bly werk, en die ander seun het gesê, gee my goed, ek wil uitgaan. Dit het baie te doen met hierdie engele, ons ouer broer, en die Adamiet, wat ons is die jonger broer. Nou, maar kom ons gaan nou aan. So, Hebreërs sit met dieselfde probleem. Nou sê hy vir hulle, hy is soveel uitnemender as die engele, want hy het 'n beter, hy het 'n voortreffeliker naam. Wat is sy naam? Sy naam in Hebreëus is Yeshua, of ons kan sê Yahweh-Shua. En Yahweh-Shua beteken, wat beteken Yahweh? Ek is wat ek is. So, wat sê hy? Hy sê, ek is verlosser. Yahweh-Shua. Maar as jy in die Ou Testament lees, dan lees jy, Yahweh sê, hy is verlosser. So, praat Yeshua, praat Jesus dan teen Yahweh? Nee. Yahweh word mens, en kom woon onder ons. En daarom noem hulle hom Yeshua. Reg. Dan sê ek, want aan wie van die engele het hy ooit gesê, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. Nou baie mense dink hierdie te doen met 'n skepping van 'n seun.
Niks daarmee te doen nie. Alles te doen met wat ek julle voorheen geleer het, ook uit die boek van Henog, maar dit staan in Johannes 1 ook. Lig het uit lig voortgekom. Die skepping van die lig uit lig. Dit is wat hy mooi verduidelik in Henog. Daarom dis hoekom Johannes praat van die lig. Hy lees dit in Henog. Reg. Goed, dan sê hy, so die seun is lig wat uit lig voortkom. En uit die lig kom al die materie. Uit die lig kom die skepping. Want die lig skep. En die lig word aan ons voorgehou as die seun. Want die seun dra dieselfde Y-kromosoom as sy pa. Dit is iets wat by ons voorkom. Die Y-kromosoom verander nie van pa na seun, na kleinseun, na agterkleinseun nie. So die seun is beeld en gelykenis van sy pa. Dis eintlik wat dit beteken. Reg. Behalwe as daar verbastering plaasgevind het, dan is dit 'n problematiese, dan val hierdie hele ding uit die bus uit. Maar goed, kom ons lees verder. Anders raak ek te kontroversieel. Reg, dan sê hy, aan wie van die engele, het het nooit aan enige engel gesê nie. Het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, en weer ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Wat het dit te doen? Dit het te doen met die lig wat uit lig voortkom. En die lig se troon is ver bo kan die troon van Jahwe. Dit staan in Henog. Dit is hoekom die Jode Henog verwerp. Goed, kom ons lees verder. En wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En die dag toe ek hierdie versie lees, ek dink dit was in 2016, Junie maand, toe ek het lees, toe verstaan ek, dat Hebreërs werk uit Henog uit. Ek het dit nooit verstaan voor die tyd nie. Hy sê, wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld bring. So hy sê, die eersgeborene is al op 'n vorige keer in die wêreld ingebring. Dis wat hy sê. Nou kan 'n mens seker sê, ja wel, maar met die wederkoms gaan hy hom ons nou weer in die wêreld bring. Reg? Ons kan so redeneer. So kom ons toets die vers. Hy sê, en wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Nou vra ek vir jou, aanbid die engele Jesus Christus? Kom ons kyk, ek dink dit staan iewers in Petrus. Petrus moes dit ook gelees het, iewers. Reg, kom ons kyk. Ek dink dit staan in Petrus, en of ons dit gou kan opsoek, waar Petrus dit van praat. Gee my so 'n oomblikie kans. Hy sê hierso, 1 Petrus 3, hy sê, kom ons lees die laaste 2 verse, 1 Petrus 3 vers 21 en 22, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God, om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. So aanbid die engele Jesus Christus? Ja. So, nou is die vraag, nou kom ons nou weer terug. Kyk, ons moet nou terugkom na die vraag toe. Want hierso staan, en wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Is dit so? Hierdie versie kom uit die Septuagint uit. Ek dink iewers in Deuteronomium, ek het nou weer vergeet vir haar, maar hy staan nie so in jou Ou Testament nie. Want die Ou Testament, die Masoretiese teks, het hulle verander. Die Jode die Masoretiese teks verander. So nou lyk hy nie soos die Griekse Ou Testament, die Septuagint waaruit Jesus gewerk het nie. Ons kry dit by ander verse in die Nuwe Testament ook, is nie die enigste vers nie. Hoekom? Want die hele Nuwe Testamentiese skrywers, van Paulus af, en Petrus, en Openbaring, en die evangelies, verwys na die Griekse Ou Testament. Hulle was Grieks magtig. Die Septuagint was in omloop. Hy was gelees in die sinagoges. En die Griekse gelowiges het met die Septuagint gewerk.
en na Jesus se opstanding en die groei van die Christelike geloof plaasgevind het, toe het die Jode gaan torring aan die Masoretiese teks, hulle het gaan verander in versies. So al die versies wat Jesus en die apostels en so aanhaal uit die Ou Testament uit, is aangetorring, baie van hulle is aangetorring. Nou lyk dit of die Nuwe Testament ouens is wat nie noukeurig kon skryf nie. Hulle het sommer hulle eie versies opgemaak. Nee, die probleem lê by die Masoretiese teks van die Jode, wat dateer uit die 11de eeu, daar's fout met hom. Daar's fout met daai teks. Daar is vervalsings aangebring. Oral waarna verwysings is na die Messias, na Jesus, het hulle vervalsings aangebring. En hoe weet ons dit? Wel, ons sê die Griekse Ou Testament is nog steeds, dit is beskikbaar. Ek dink die oudste kopie wat ons het is 2de eeu na Christus. So in hierdie Septuagint wys vir ons dat die Griekse skrywers werk uit die Septuagint uit. En in hulle briewe wat hulle aan mekaar geskryf het, verduidelik hulle dat hulle sien dat die Jode die Masoretiese teks verander het en dat dit nie meer ooreenstem met die Septuagint nie. En daai briewe is beskikbaar, jy kan dit gaan lees. Daai geskrifte van die vroeë Griekse Christene. Reg. So hy sê, en wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld bring. So wat beteken weer? Want die engele aanbid hom klaar. Die engele gaan hom nie aanbid wanneer die wederkoms plaasvind nie. Die engele aanbid hom reeds. Hulle dien hom en hulle aanbid hom reeds. Hoekom dien en aanbid hulle hom reeds? Want hy's God. Reg. Nou, so hy is voorheen al in die wêreld ingebring. Wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring. So wanneer is hy ingebring in die wêreld? In die tyd van Melchisedek, in die tyd van Ner, daai tyd. Daar in hoofstuk 23 van die Openbaring van Henog. Daarom is daai so 'n belangrike hoofstuk. En dit wys jou net weer eens, Hebreërs werk uit Henog uit. En hy haal aan uit Henog en hy verwys na Henog, maar hy sê nie noodwendig Henog nie. Judas sê, haal aan uit Henog, hy sê in Henog en dan haal hy nou een aan. Maar as ons kyk na Petrus, na Hebreërs, maar selfs 2 Petrus 3, haal aan uit Henog uit, reg. So, nou gaan ons nou weer terug. Nou die vraag is, hoekom moet Jesus dan 2 keer gebore word? Wat sê die rede daarvoor? Want dit is 'n baie moeilike konsep, mense sukkel om dit te aanvaar, reg. En dit is baie eenvoudig. 'n Priester kan nie 'n koning se werk doen nie, en 'n koning mag nie 'n priester se werk doen nie. So, daar was priesters, die Levi-orde was priesters, en hulle die offerhandes gehanteer en die versoening vir die volk gedoen. In die hele Ou Testament lees ons daarvan, reg? En die konings kom uit Juda uit, en die konings het hulle werk wat hulle moet doen. En daardie 2 ampte mag nie meng nie. Saul het dit gedoen. Saul het in die tyd van Samuel, was Samuel nie vinnig genoeg aangekom het nie, gaan lees die verhaal, en toe het Saul self die offer gebring. En terwyl hy besig daar was, toe kom Samuel daaraan, toe was Samuel van baie kwaad. En dit het direk daartoe aanleiding gegee, dat God vir Saul verwerp het, en geweier het om ooit weer met hom te praat. Hoekom? Want 'n koning mag nie 'n priester se werk doen nie. Reg. Baie belangrik. Goed. Nou, en dit is wat Hebreërs 7 vir jou sê. Hy sê vir jou hier, hy sê, want met verandering van die priesterskap, is daar 'n verandering van priesterskap wat plaasgevind het? Van die Sinaï verbond, na nou, wat se verandering het plaasgevind? Wel, die Levi-orde is nie meer in plek nie, die Melchisedek-orde is nou in plek, want Melchisedek is nou die hoëpriester, en hy is 'n ewige hoëpriester. Hy sterf nie, dan moet hy vervang word nie, hy is 'n ewige hoëpriester, reg. So met verandering van die priesterskap, kom daar noodsaaklik ook 'n verandering van wet. Baie mense sê, ja, kyk daar die wet nou verval, nee ja, daar's die priesterskapwet moet verander, reg. Hoekom moet die priesterskapwet verander? Omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word, dis nou Jesus Christus, aan 'n ander stam behoort het waaruit niemand die altaar bedien het nie.
Want dit is volkome duidelik dat ons Here uit Juda uit voortgespruit het en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie. Daar sê hy dit vir jou. Jesus kan nie priester wees nie, want hy is 'n Judeër. Hy kom uit die stam van Juda uit. Hy's 'n koning, ja. Hy's die koning van die konings. So om watter rede kan hy nou vir ons 'n priester wees? Hy's in die tyd van Ner en van Noag is hy gebore in die huis van Ner, wat hy was 'n priester in die Melchisedek orde, en die Melchisedek orde was op aarde toe, en toe is daardie seentjie gebore, en daardie seentjie is dan nou Jesus Christus, wat onder die Melchisedek orde gebore is, en vir ons 'n Melchisedek priester kan wees binne die Melchisedek orde. Dis waarvan hy praat hierso. Dan sê hy, en nog baie duideliker is dit as daar 'n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melchisedek. So wie is Jesus? Hy is die ewebeeld van daai Melchisedek in die Ou Testament. Nou moet mense weer vir my sê, daar's baie oningeligtes en leuke, en elke ou wat 'n eiertjie wil hê, moet vir my weer sê, dat die Nuwe Testament werk nie uit Henog uit nie, werk nie uit die apokriewe boeke uit nie. Hulle moet dit vir my sê. Reg, want dit is baie duidelik dat hulle werk uit die Henog boeke uit. Want dit is die enigste plek waar ons 'n duidelike verwysing het van waar kom Melchisedek ooit vandaan. Want ewe skielik is hier 'n Melchisedek in plek, en hierdie Melchisedek is 'n man, hy word genoem 'n man, ons sal later praat oor hoeveel keer sien ons hierdie idee van 'n liggaam. God het 'n liggaam in die Ou Testament. En hierdie man is dan nou priester in die tyd van Abraham, en hy is die ewebeeld van Jesus Christus in die Nuwe Testament. Nou het jy 'n priesterkoning, want hy's gebore as priester in die tyd van Noag, en hy's gebore as 'n koning uit die stam van Juda in die tyd van die Romeine in Josef se huis, reg? Nou ja, en die rede hoekom hy dit kan word, want waar die verandering plaasgevind? Waar vind die verandering plaas? Het Jahwe 'n nuwe wet afgekondig? Waar is die verandering wat plaasvind? Wel, ons lees dit, ek dink dit is Psalm 104, want nou haal hy aan hier in Hebreërs 7, hy sê, want hy getuig, u is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Dit is 'n eedswering wat plaasgevind het in Psalm 104. Reg. Nou sê, want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod. Wat se gebod praat hy van? Praat hy van die wet? Is die wet opgehef? Nee, die priesterorde, daai Levi-orde, is opgehef. Weens die swakheid en nutteloosheid daarvan. Hoekom is dit swak en nutteloos? Dit het dan nou gewerk. Reg. Dit gaan daaroor dat priesters moet vervang word. En hulle raak korrup. Ons weet Eli was korrup en sy seuns was korrup. En God het hulle verskriklik gestraf. Eli het van sy stoel afgeval en hy het sy nek gebreek. Reg. So, want aan die een kant is daar 'n opheffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Want dit is deur mense. Mense is nie volkome nie. Mense is nie sondeloos nie. Mense is korrup. Omdat die wet niks volkome gemaak het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader. En vir sover dit nie sonder 'n eedswering was nie, want hulle het sonder eedswering priesters geword. In die ou dae het die Lewiete priesters geword volgens die Sinaï verbond en die priesterwette wat deur Moses ingestel was wat self 'n priester was. Moses was uit die Levi-orde. Maar daar kom na die Sinaï verbond in Psalm 104 lees ons van hierdie eedswering. God, ja, daar staan Jahwe sweer by homself. Hy sê, u sal priester wees vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Hy sê, maar hy het met eedswering deur die een wat aan hom gesê het. Wie is die een? Dis nou Jahwe. Wat aan hom, wat is hom? Dis die liggaam. Die liggaam van Jahwe. Gesê het, die Here het gesweer en het sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek.
En sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. Daar is hy. Hy is borg van 'n beter verbond. Daai beter verbond is die nuwe verbond. Die nuwe verbond is weer eens net met Israel. En binne in hierdie nuwe verbond moet daar 'n verlosser wees, 'n middelaar, want elke verbond het 'n middelaar, en elke verbond het 'n offer. En in hierdie nuwe verbond is Jesus die middelaar, en hy is die offer. En dit is hoe dit werk in verbonde. En wanneer hy sê hierdie is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, daar staan Nuwe Testament, ek dink daar in Matteus, hierdie is die bloed van die Nuwe Testament, dis net die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word. Wie is hierdie baie? Dis dieselfde baie met wie die verbond gesluit is, naamlik met Israel. Dis 'n moeilike begrip, want ons wil so graag almal daarin lees. Die verbond is nie met almal nie, die bloed is nie vir almal nie, die bloed is vir baie. Goed. Reg. En dan gaan hy verder, hy sê, en dan verduidelik hy tot op die einde van die hoofstuk, en hiermee gaan ek afsluit, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, wat is heilig, apart, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. Wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring nie, en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Dit is hoekom hy vir ewig hoëpriester is, en dit is hoekom hy vir ewig die offer is. Reg, want hy hoef dit net eenmaal te doen, weens die krag van die onvernietigbare lewe. Want die wet stel die hoëpriesters aan, mense met swakhede, maar die woord van eedswering, wat na die wet kom, Psalm 104, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. Hoekom is hy vir ewig volmaak? Kom is die seun vir ewig die hoëpriester, vir ewig die offer? Hoekom moet ons nie herhaaldelike offers bring soos wat die Jode maak nie? Want hy het die krag van die onvernietigbare lewe. Hy sê ewig lewende. Hoeveel ewig lewendes is daar in jou hemel? Dit is altyd 'n belangrike vraag, want ek vra dit baie keer vir mense. Daar's net een ewig lewende. Daar's net een. Hierdie ewig lewende ken ons as Jahwe in die Ou Testament, en Jahwe is die seun. Jahwe sê hy is die skepper. Nuwe Testament sê die seun is die skepper. Lieg Jahwe? Nee, Jahwe is die skepper. Nuwe Testament sê die seun is die skepper. So wie is Jahwe? Hy is die seun. Hy is die seun. En dit is hoekom Jesus in die Nuwe Testament sê, julle ken nie die Vader nie, julle het nog nooit sy stem gehoor, of sy gedaante gesien nie. Nou, hoe kan hy so sê? Hoe kan hy so sê? Het hy dan nou wie het gepraat op die berg Sinai? Reg. En ek wil dit tog vir jou wys, dat Jesus hierdie wat ons hier lees, van Abraham, en van Melchisedek, en alles, dat Jesus dit wel bevestig. Ja? As ek dit nou nie bysit nie, dan is dit skade. So kom ons lees dit gou daar in Johannes 8, dit gaan vir jou 'n baie beter prentjie gee. Reg, hier in Johannes 8, hier op die einde van Johannes 8, is 'n lekker lang hoofstuk, ek moet hom eendag bietjie met julle doen. Goed, nou sê hy vir hulle, Jesus het nie 'n goeie woord gehad vir die Jode nie. Die Jode is nie Israel nie. Reg. Jesus antwoord, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê dat hy julle God is. En julle ken hom nie, maar ek ken hom. En as ek sê dat ek hom nie ken nie, sal ek soos julle 'n leienaar wees, maar ek ken hom en bewaar sy woord. Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien, en hy het dit gesien en het hom verbly. Toe sê die Jode vir hom, u is nog nie 50 jaar oud nie, en het u Abraham gesien? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. En hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig. Hoekom het hulle klippe opgetel om hom te stenig? Hoekom het
het hulle klippe opgetel om te stenig. Wat het hy verkeerd gesê? Maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hy vertrek. Nou vra ek weer, wat het hy gesê wat vir hulle gevoel het, hulle wil hom stenig, hulle wil hom doodmaak? Hy het gesê hy is God. En volgens hulle wet, volgens die Torah, kan 'n mens nie sê hy is God nie. Dis lasterlik. Reg. Ja, want hulle sê vir hom, hoe kan jy sê jy het Abraham gesien? Ek meen, Abraham is 'n paar duisend jaar terug oorlede. Hoe kan u vir ons sê, u het Abraham gesien? Hy het Abraham met brood en wyn bedien. Dis hoekom hy sê hy het Abraham gesien. Nou sê hy vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Of eintlik, voordat Abraham was, ek is. Daar is hy. So, wie is Melchisedek? Is die seun. Wie is die seun? Is ook die Vader. Wie is die Vader? Is ook die Heilige Gees. Daar is een God, Jahwe. Die Jahwe van die Ou Testament. Reg. En om ons te kom red, moet hy kan bloei. Want sonder bloed is daar geen versoening van sondes nie. Dit is 'n wet in die Torah. Gaan lees 'n bietjie Levitikus. So nou is die vraag, hoe bloei die ewig lewende God? Hoe bloei hy? Hy word mens. En hy sterf vir ons. Dit is hoe hy kan bloei. Want sonder bloed is daar geen vergifnis van sondes nie. So Israel moet 'n verlosser hê, hulle moet 'n hoëpriester hê, hulle moet 'n offer hê. Hoe dan nou anderste, is dat Jahwe dit self kom doen het. Reg, ek hoop dit was vir julle interessant, ek hoop julle het lekker geluister. Nou ja, ek gaan oopmaak vir so 5 minute, dan kan ons nog 'n bietjie gesels, en net hoor wat is julle gevoel gewees oor die lering, maar ek dink dit was seker vir baie mense skokkend. Reg, goed ouens, 3 minute, 4 minute. Gou terugvoer. Dan kan ek hom aflaai, prosesseer en op die stelsel plaas. Doodse stilte. Raai. Kan julle pos, ek het hom aangesit. Thanks, hy verstaan beter. Mooi. Dankie Marina. Reg, jy sien, dit wat ek julle leer, moet die kerke julle leer. En dit is 'n hartseer saak as hulle nie doen nie. Dankie Jan, ek is bly. Gewoonlik ek het nie altyd baie tyd om voorbereiding te doen nie, maar hierdie goed wat ek julle leer, ken ek min of meer uit my kop uit. Daar is hy Antoon, ja, is nie 'n moeilike begrip nie. Ons raak dit baie te mekaar met, soos wat Jesus praat met hymal in die Nuwe Testament. Ons raak te mekaar, ons verstaan nie, hoe werk dit nie. So, maar die skrif is baie duidelik, en soos ek sê, Hebreërs werk so lekker uit Henog uit. Hy verwys na Henog, Johannes 1 verwys na Henog, Jesus verwys na Henog, 2 Petrus 3 verwys na Henog, Openbaring verwys na Henog, Judas verwys na Henog, reg. Ek is bly as jy verstaan, Boesman, ek is bly jy verstaan. Reg. Ons is almal nou op dieselfde bladsy, wel, almal wat vandag hier by die laai was, is almal nou hopelik op dieselfde bladsy. Reg. Enigiets nog by? Ek sal miskien môre aand 5:00 weer 'n live maak, dat ek net nog 'n diens inkry voor die naweek. So belangrik dat ons die geskrifte verstaan. Ons oorlewing hang van die geskrifte af. Ons oorlewing hang van ons